Goeiemôre vriende. Tegnologie is 'n wonderlike ding, maar dit het baie keer ook die vermoë om mense in die steek te laat. So ek gesels vanoggend met jou sommer hier uit my sitkamer uit. Ons het vroeër die erediens gehad in die kerkgebou, maar weens omstandighede buite ons beheer, kon ons nie die opname voltooi nie, so ek gesels nou met jou hier vanuit my sitkamer uit. Baie welkom by hierdie aanlyn geleentheid. Mag die Here ons in ons saamwees dan ook vanoggend seën en mag dit vir ons tot opbou en versterking van ons geloof wees. Dis die 17de Sondag in Koninkrykstyd, Sondag 5 Oktober. Ons gaan voort met ons reeks oor alledaagse gebed, waarin ons leer uit die psalms uit. Vandag spesifiek ons tema aandgebed. God in my onrus, die subtema, dat God oral by ons is. Ons het begin deur vir mekaar te sê, daar is 'n oggendgebed, wat ons met die Here oor praat, wat ons vroeg in die oggend na hom toe gaan, met hom gesels, verlede week Psalm 121, die Here is saam met ons op die pad, op die reis, gedurende die dag, maar dan is daar natuurlik ook vanaand wat wag, en ons kan selfs met God in die nag praat, as ons op ons bed lê, as ons dalk wakker lê, as ons dalk onrustig is. En dis die fokus van Psalm 63 vandag, om ons te help om met daardie onrus oomblikke in ons lewe ook te deel. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam voordat ons Psalm 63 lees. Here, ons is diep dankbaar dat ons hier by mekaar kan wees en ook kan weet dat U ons God is wat by ons is. U is die God van die dag, maar U is ook die God van die nag. En die feit dat ons dikwels dinge in die nag hanteer of wakker lê oor dinge in die nag, beteken nie dat U dan sluimer of slaap nie. Psalm 121 het dit vir ons verlede week so duidelik onderstreep dat die bewaarder van Israel sluimer of slaap nooit. So mag ons ook in hierdie dag leer uit Psalm 63 dat ons naggeleenthede, ons donker geleenthede, ons slapelose nagte ook tye van ontmoeting kan wees, waar ons U kan ontmoet en waar ons van trane na vreugde kan gaan, waar ons van onrus tot rus kan beweeg en ook met rustigheid aan die slaap kan raak. Ons eer U en ons dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ek lees dan vir ons Psalm 63 en daar staan die volgende geskryf: Ek soek U, o God, my God, ek dors na U. Ek smag na U soos 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys, ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U, U ondersteun my. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde, mag hulle aan die swaard oorgegee word en die aas van die jakkalse word. Laat die koning hom in God verbly, laat elkeen wat hom op God verlaat hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. Tot sover ons skriflesing en dan wil ek graag vers 7 en verder herhaal. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. Dis die Afrikaanse 83 vertaling, en die 2020 Afrikaanse vertaling sê oor dieselfde gedeelte: As ek aan U dink op my slaapplek,
As ek in die nag wake oor u prewel, want u was vir my tot hulp en in die skadu van u vlerke jubel ek. My diepste wese is aan u verknog, u regterhand ondersteun my. As ons luister na twee moderne Engelse vertalings daarvan, dan sê die Passion Translation, die TPT onder andere, I lay awake each night, thinking of you and reflecting on how you help me like a father. I sing through the night under your splendor shadow, offering up to you my songs of delight and joy. With passion I pursue and cling to you, because I feel your grip on my life. I keep my soul close to your heart. En dan sê Eugene Peterson in die Message vertaling daarvan sê hy, if I'm sleepless at midnight, I spend the hours in grateful reflection because you've always stood up for me. I'm free to run and play. I hold on to you for dear life, and you hold me steady as a post. Vriende, daar word beweer dat die vroeë kerk elke dag Psalm 63 gesing het. Dit elke dag gelees het. En die rede daarvoor is die feit dat hulle besef het, die nag kom. Die nag met sy donker, die nag met sy onrus, die nag met sy slapeloosheid. En daarom dat hulle self daagliks voorberei het vir die komende nag. Ek en jy ken dit. Daardie slapelose ure, die bekommernisse wat maal, die herinneringe wat seer maak, die dinge van môre wat hanteer moet word, waaroor ek nie sekerheid het nie, waaroor ek nie beheer het nie. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, Psalm 63 sê vir ons, maar bring hierdie dinge wat jou wakker hou, bring hierdie dinge wat slapeloosheid en onrustigheid veroorsaak, na die Here toe en praat met hom daaroor. Sit dit wat jou pla in woorde om en laat God toe om jou te help om dit te hanteer. Daarom sê een van die vertalings, as ons in die middernag wakker lê, dan bring ons goed na God toe. So dis onrus. En die onrus wat Dawid hier beleef het, is dat hy in die Judea woestyn was, in die Juda woestyn was. Of as gevolg van Absalom wat hom gejaag het, of as gevolg van sy vyande. Maar die realiteit van sy lewe is dat hy pertinent sê, ek soek u God, ek dors na u God, ek smag na u in 'n droë en dorre land, 'n land sonder water. En daardie soek is 'n vurige soek. Dis 'n aktiewe soek. Dis uiteindelik 'n dringendheid. Wat is die realiteit van 'n woestyn? Dis droog, dis dor, dis waterloos. En ek en jy beleef baie keer in ons lewe hierdie fisiese en geestelike dorheid. Dis droog. Ons het dit al vir mekaar gesê toe ons 'n paar weke gelede ook oor Psalm 63 gepraat het en gesê het, maar dit raak soos 'n spons wat uitgedroog word. En dit het nodig om weer water te kry. So ons moet vir mekaar sê, my slapelose nag word 'n plek waar ek na God kan soek. Dis uiteindelik nie net 'n plek om te worstel nie. Dan kan Jakob wat in die nag met God geworstel het. Uiteindelik het Jakob mank aan die kant uitgekom, maar Jakob is weg by God met 'n antwoord na sy worsteling. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, die nag
Die middernagtelike ure is 'n plek waar ek ook na God kan soek. En God laat homself vind in die middernagtelike ure. Ek hoef nie net te worstel nie. En daarom kom hy en hy sê, wanneer hy in hierdie middernagtelike worsteling lê, dat daar vir hom iets is wat kosbaar is, naamlik u troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u vir altyd prys, my hande ophef om u naam te eer. Ons het al vir mekaar gesê in ons vorige 2 Sondae wat ons gepraat het oor hierdie psalmreeks dat mens kan met die psalms werk in die lyn van Walter Brueggemann wat sê ons werk met oriëntasie, met disoriëntasie en heroriëntasie. En daarom sal die onrus waarmee ek in die nag wakker lê, my slapeloosheid baie goed inpas by disoriëntasie. Dink maar net, as jy skielik in die nag wakker skrik, party van ons is maar goed, daar's nie videokameras wat ons afneem as ons in die middel van die nag wakker skrik nie. Ons is redelik gedisoriënteerd, redelik deurmekaar, dikwels soms verward. En daarom dat hierdie gedeelte ons uitnooi en sê, maar in hierdie middernagtelike wakker word van ons, is ons gedisoriënteerd. Maar God kom in die nag en hy heroriënteer ons. Hy vat ons van onrus na rus. Uiteindelik sê hierdie psalm lees na lof. En ek en jy word genooi om dit te doen. Die bekende Henry Nouwen skryf, Joy and sorrow belong together. Mourning and dancing are one movement. So ook wanneer ek treur en dans, is dit kante van dieselfde munt. Dis deel van dieselfde beweging. So natuurlik kan jou nag trane hê, maar jou nag kan ook uitbreek in 'n lofsang. Soms jubel ons, soms kom daar 'n stilte wanneer ons kniel, wanneer ons siele moedeloos is, wanneer ons nie weet wat om te maak nie. Psalm 63 help vandag om te sê, wat jou wakker hou, kan jou nader aan God bring. Ek dink ons as mense moet tog maar in die lewe besef, dat God los ons nie, as ons op ons bed gaan lê nie. Dit mag dalk die einde van dag wees, die lig, maar die nag is net so aktief, en God is net so aktief in die nag, soos in die dag. Psalm 121 het ons dit verlede week geleer, die Here gaan met ons, waar ons ook al is. Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie, so hy laat ons nie in die steek nie. Inteendeel, Psalm 63 help ons om te sê, maar as ek aan die Here dink in die nag, as ek oor hom pyns, dan weet ek hy help my, en ek juig oor die beskerming onder sy vleuels. En dan dink ons, en ons ken dit binne Suid-Afrika as 'n mooi voorbeeld van die hen met haar kuikens, wat haar vlerke uitsprei en haar kuikens veilig toevou as gevaar dreig. En hier sê Dawid, Here, U is soos daardie hen. Ek is veilig onder die vleuels, ek is beskerm en bewaar, ek is toe onder U vleuels. Ek voel veilig. Die Hebreëse woord hier help ons met iets van die verstaan dat die gom, dat dit soos gom is wat vasklou. Dat hierdie beskerming onder God se vleuels 'n plek van veiligheid is, van stabiliteit. Ek word aan God geheg, aan God vasgebind. So my nag van onrus word 'n plek waar ek leer, God se vlerke is groter as my vrees.
En dan lees ons dat aan die einde van die Psalm Dawid ons dan oproep en sê, laat die koning hom in God verbly, laat elkeen wat hom op God verlaat hom prys. Weereens die disoriëntasie van onrus na die heroriëntasie van lof, van aanbidding. Belangrik, ek en jy is oor hierdie goed wat ons in die nag wakker lê, die onrus, die slapelose nagte, dikwels van mening dat daar dalk ander magte in beheer is, dat daar ander konings aan bewind is. Dawid herinner ons vandag om te sê, kyk vorentoe na die God wat regeer, na die God wat in beheer is. Fokus ook in die nag op die bewaarder van Israel, wat nie sluimer nie en wat nie slaap nie, wat waarsku, wat vertroos, son sal jou in die nag nie steek nie, en in die nag sal die maan jou nie pla nie. So hierdie God is by ons. En ons moet vir mekaar vandag dit sê, dat ons middernagtelike klaagliedere, ons uitroepe van onrus, ons slapeloosheid, verander nie noodwendig die vyand nie, maar dit verander vir my en vir jou as die een wat dan in die nag bid, met God praat, dit wat vir ons onder druk plaas, dit wat onrus veroorsaak. Deur dit na God toe te bring, kry ek ook vryheid. Kan ek dit vir jou in Engels sê? Your lamentations won't change your enemy, but it will change you as the person praying. So mag ek en jy dit beleef en ervaar. En die langer, die weierpad, die toekomsblik, die eindbestemming, is een van hoop. Ons is pelgrims op pad na die hemelstad, 'n geloofsreis, dag en nag. Gaan kyk maar, as jy bepaalde deeg aanmaak in die dag en jy los dit oor nag, wat gebeur daarmee deur die nag? Ek en jy sien dit nie, maar die volgende dag sien ons die resultaat daarvan. Ons sien die verandering wat plaasgevind het. So as ek pyns oor in die nag, as ek met die praat in die nag, dan verander dit my. Dit bring my by 'n punt van rus. So my slapeloosheid word 'n gebed. My trane word lof. My onrus word rus onder God se vlerke. So ek oorleef nie net nie. Ek floreer in God se teenwoordigheid dag en nag. Het is belangrik dat ek en jy dit besef, dat ons in die aandgebed ons onrus kan deel met God, dat dit vir ons rus word en dat ons tot rus kom. So ek kan my bekommernisse na God toe vat en dit my gebed maak. Van Psalm 63 hierdie week beweeg ons aan volgende week na Psalm 55 toe, waarin ons uiteindelik sê ons neem ons bekommernisse na God toe. Hoor ons die woorde, werp jou bekommernis op my en ek sal vir jou sorg. Die belangrike, en dit sal op 'n later stadium sal dit uitspeel, is dat die Here ook vir my sê dat wanneer ek met hom in die middernagtelike ure praat, wanneer ek in die nag op my bed pyns
op my slaapplek na hom toe kom, dat hy naby my is, dat hy my uiteindelik ook tot rus bring. Uiteindelik tot 'n vrede en uiteindelik tot 'n stuk oorgawe. Maar en daarmee wil ek iets deel uit my eie lewe uit. Op die oomblik is ek besig as die uitvoerende amptenaar van die sinode met die beplanning van ons groot 4-jaarlikse sinode, die 13de tot die 15de Oktober by Buffelspoort. So as ek met jou praat oor slapelose nagte en ek praat met jou oor wakker lê in die nag en dink en pyns, dan lees ek nie vir jou 'n paar versies uit die Bybel uit nie. Ek praat met jou wat ek persoonlik beleef en ervaar. En hoe God jou telkens tot rus bring. Hoe God jou telkens kom help en tegemoet kom in die middel van die nag. En daarom was dit vir my vanoggend aangrypend, toe ek wakker word en die teksgedeelte wat ek elke dag op YouVersion op my selfoon ontvang, Psalm 4 vers 8 is. So ek wil vir jou wat in die nag wakker lê en onrus het en slapelose nagte het, nooi om met God te praat. Want dit was my antwoord wat die Here vars Sondag 5 Oktober 2025 net na 8 kom gee het in die woorde van Psalm 4. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak. Want Here, U alleen laat my veilig woon. Mag ek dit vir jou lees uit die Passion Translation soos ek dit gekry het vanoggend. Now, because of you, Lord, I will lie down in peace, and sleep comes at once. For no matter what happens, I will live unafraid. Die God wat ek en jy aanbid, is die God van die dag en die nag. Maar in jou lewensreis gebeur nie net in die dag nie. My nagte is deel van my geloofsreis, saam met God, op die pad na die hemelstad. So ek mag maar in die nag met hom praat. Ek mag dit wat in my binneste omgaan, onder leiding van sy gees in woorde omsit, en beleef hoe onrus rus word, hoe ek kalm word, en uiteindelik rustig aan die slaap raak. Ek het ook besluit om ons reeks te verleng, in plaas van 6 weke leer uit die psalms uit, gaan ons 'n 7de week werk, so ek gaan nie te veel oor Psalm 4 uitbou nie, maar ons gaan later, aan die einde van die reeks, gaan ons weer Psalm 4 besoek, en ons gaan leer, hoe die Here ons help om elke aand rustig aan die slaap te raak, en ongeag wat gebeur, te weet, ek hoef nie bang te wees nie, ek is veilig in sy hande. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons lewe aan U kan kom toewy. Dankie dat U as die lig vir hierdie wêreld, in die lig van die dag, maar ook in die donker van die nag werk. U weet dat ons baie keer bang is vir die donker, vir die nag. Veral as ons in die nag wakker lê, dan hoor ons baie keer geluide, of ons sien goed,
En is eintlik goed wat elke aand gebeur, maar omdat ons die betrokke nag wakker lê, is dit vir ons erger. Ons is skielik bewus van wat om ons aangaan. Maar dankie dat U vir U bemindes in hulle slaap kom gee wat hulle nodig het. So wil U ons help om van onrus tot rus te beweeg. Om in ons aandgebed, in ons middernagtelike worsteling, uiteindelik ook met U 'n ontmoeting te hê en met U te praat. Dankie dat U getrou is en dankie dat U vir ons oneindig lief is. En dat U ons nooit in die steek laat nie. Nie in die helder lig nie. Nie in die vallei van doodskaduwee nie. Nie in die onrus van slapeloosheid en middernagtelike worstelings nie. En dankie dat uit elkeen van hierdie situasies, waar ons U ook in die nag ontmoet, daar vir ons groei is, en ons uiteindelik kan verander. Dankie dat U ons God is, wat ons vashou. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil herinner dat die 13de tot die 15de Oktober is die Synode Goudlandse Synode sitting by Buffelspoort. Ek is nou betrokke daarbey as die uitvoerende amptenaar van die Synode met die organisasie en die hele vergadering. So ons vra reeds dat U vir ons daarvoor sal voorbidding doen, omdat ons ook as kerk belangrike besluite moet neem om gemeentes te help, ringe te help en uiteindelik die Here se koninkryk ook hier op aarde uit te brei soos wat hy van ons vra. Dan ons eie bestuursraad vergader DV die 22ste Oktober, die oggend 10:00. Dan moet ons van die aangeleenthede wat ons by die Synode aangespreek het, ook op plaaslike vlak toepas. So ons wil vra dat U ook vir ons as 'n bestuursraad sal bid dat die Here ons sal lei. Dan belangrik, jy kan my kontak op 083-654-0806. Dit kan 'n WhatsApp boodskap wees en jy is baie welkom. Dit gaan dalk bietjie moeilik gaan in die volgende dae met die voice notes. So tik maar ou boodskapie kort en dan kyk ek hoe ek kan help en hoe ek by jou kan uitkom. Maar dis my gebed dat die Here elkeen van ons ook in hierdie tyd sal vashou, dat hy ons elkeen 'n dankbare hart sal gee en dat ons sal lewe, soekend sal lewe na God, wie se liefde meer werd is as die lewe. Mag die Here dus vir jou op 'n besondere wyse ook seën en lei. In hierdie week wat voorlê, ek het vanoggend vir julle die laaste gedeelte van Psalm 121 se oordeenkings gestuur. Môreoggend begin ons DV met Psalm 63, weer in die ritme van 'n kort teksgedeelte of kort aanhaling uit Psalm 63, 'n gedagte om jou te help om so 'n bietjie verder te dink en dan 'n kort gebed. En mag die Here jou daarin lei, mag jy ook die ritme inoefen van aandgebed, waarin ek ook my onrus na God bring, tot rus kom, tot lof oorgaan, en die Here eer, wat se liefde groter is as die lewe. Mooi week vir jou, geseënde dag verder, en mag dit met jou baie goed gaan. Totsiens, tot volgende week.